As jy te lank verloof bly, gaan jou verhouding waarskynlik nie werk nie, of jou troue dalk nie werk nie, jou huwelik dalk nie uitwerk nie. So die ideale tydperk om te verloof te bly, verskil op grond van sielkundige, kulturele en individuele faktore, maar sielkunde bring vir ons 'n algemene insig. Die gemiddelde aanbevole tydperk vir 'n verloving is van 1 tot 2 jaar. Dit gee genoeg tyd om emosionele intimiteit te verdiep, om te leer hoe om konflikte op te los, om voor te berei vir die toekoms, soos wat gaan ons finansiëel doen, wat is ons persoonlike oorwegings, en om saam deur lewensfases te beweeg, om te verstaan hoe ons mekaar kan akkommodeer. Nou, faktore wat bydra tot sukses, is daar 'n paar sleutelfaktore. So die een ding is hoe om goed te kommunikeer. Die tyd van verloving moet spesifiek gebruik word om die belangrikste lewensdoelwitte wat ons het, soos waardes, wil ons ryk wees, wil ons nie ryk wees nie, wil ons kinders hê, wil ons nie kinders hê nie, en ander belangrike onderwerpe te bespreek. Die ander ding is natuurlik konflikoplossing, om gesonde maniere te oefen om meningsverskille op te los. So, die lengte van die verloving is belangrik, ja, maar in daai tyd moet ons dit goed gebruik om te kyk, luister, hoe gaan ons op die lang termyn operate? Die ander een is streshantering. As jy te kort verloof is, kan jy gejaagde besluite neem, terwyl 'n te lang verloving gevoelens van stagnasie of twyfel kan veroorsaak, soos, ja, okay, ons is nou verloof, maar niemand commit regtig nie. Hoekom? Die ding stagneer nou. So, te kort is eintlik minder as 6 maande of 6 maande. Op die minimum moet jy wragties dan nou meer as 6 maande verloof wees voordat jy trou. Gee moontlik nie genoeg tyd om mekaar ten volle te verstaan nie, hierdie 6 maande nie, want dit kan lei tot onrealistiese verwagtinge. Te lank, kom ons sê langer as 2 jaar, langer as 3 jaar, kan lei tot, kom ons sê, uitputting, of verhoogde druk van familie af. So wanneer kom julle nou tot trou? Wanneer kry ek nou kleinkinders? Die opwinding van om te trou gaan daarmee heen. So ons moet nou altyd onthou dat kulturele en persoonlike variasies altyd daar is. Kulturele norme en omstandighede, byvoorbeeld wanneer ons kyk na lang afstandverhoudings of finansiële gereedheid, speel ook 'n rol. En in sielkunde is daar nie 'n een groot pas almal tydlyn nie. Maar uiteindelik moet die fokus wees op die bou van 'n sterk grondslag tydens die verlovingstydperk, eerder as om streng by 'n tydlyn te hou. Maar onthou, minder as 6 maande, meer as 3 jaar, dink maar 2 keer. Alright, goed, bye bye.